Shalom en welkom by Makrot. Ons begin met 'n nuwe boek. Ons is in die boek Bamidbar en natuurlik is hierdie komende week Shavuot. Ons wens almal by voorbaat 'n geseënde fees toe en maak seker jy skakel hierdie Sondag in vir ons Shavuot viering. Parashat Bamidbar is 'n baie spesiale parasha vir my. Dis my bar mitzvah parasha. En ek wil praat oor 'n geestelike aspek, ook amper 'n esoteriese aspek van die telling wat hierdie week in die parasha plaasvind. In die parasha hierdie week lees ons van die telling van die stamme, die telling van die baniere, die telling van die hoofde en die telling van die wat gereed is om oorlog toe te gaan. Nou as jy die getalle saamtel wat God gegee het van die wat gereed en gewillig is om oorlog toe te gaan, sien jy dat ons by die getal van 600,000 uitkom. Wat is so uniek aan die getal 600,000? God sê vir die kinders van Israel om almal te tel wat gereed is om hul vaandels op te neem en oorlog te voer vir die God van Israel. Die getal 600,000 bring in die geestelike wêreld 'n baie spesiale seën teweeg. Dit is 'n seën wat slegs wanneer 600,000 Jode op een plek bymekaar staan. Ons kan sê geseënd is U, koning van die heelal, wat al die geheime dinge openbaar. Jy sien, wanneer die aantal Jode op 600,000 staan, is daar 'n spesiale krag in die wêreld rondom hulle. Dit is asof Israel herenig word met die Sinai-ervaring. Byvoorbeeld in Matteus 23 staan daar dat ons nie vir Yeshua sal sien terugkeer nie, totdat ons sê, Baruch haba b'shem Adonai, welkom in die naam van die Here. Hoeveel mense het jy nodig om saam te sê, welkom in die naam van die Here? Dit is 600,000, want dit is 'n beeld van die hele Israel wat verenig is. Die Midrash leer ons dat gedurende hierdie tyd, toe Israel aan die begin van Bamidbar 600,000 getel het, was Israel in 4 kampe verdeel. Die kamp van Gabriel en die kamp van Rafael. Die kamp van Michael en die kamp van Uriel. Dit is die 4 sleutelengele wat in beheer is van al die ander malachim in die hemele. Dit is baie belangrik, let asseblief goed op. Sien, die 600,000 manne val almal binne die domein van een van daardie 4 malachim. Maar die rabbies leer ons dat daardie 4 kampe nie net die leer hieronder verteenwoordig nie, maar ook die 600,000 malachim wat saam met die kinders van Israel optrek na die geveg. Dit is iets wat ons ten volle moet verstaan. Vir al 600,000 van die manne wat oorlog toe gegaan het, was daar 600,000 engele van bo wat gewillig en gereed was om teen die Sarim van Amalek, van Edom en so meer te veg. Jy sien, God wou vir Israel troos gee en hulle leer dat in die laaste dae, die dag wanneer hulle gereed is om die land binne te gaan, soos nou Shavuot, wat die nag van die bruid genoem word, die aardse leer in genootskap staan met die hemelse leer wat saam met die aardse leer veg. Vandag is Israel in 'n oorlog. Ons is in 'n baie werklike oorlog. Trouwens, die oorlog sedert 7 Oktober het 7 fronte gehad. Daardie 7 fronte is nie net 'n aardse oorlog nie. Dit is 'n oorlog wat in die hemele plaasvind. Onthou dit. Elke aardse oorlog het ook 'n hemelse oorlog. En dis wat die Torah vir ons kom leer het. So, hoekom sê ons hierdie seën oor die onthulling van die dinge wat verborge is, net in die teenwoordigheid van 600,000? Want wanneer die hele Israel as een staan en in ag toet staan, is dit die tyd wanneer God homself aan Israel sal openbaar. Israel moet vandag weer sê, Baruch haba b'shem Adonai, as 600,000, wat een stem, een klank na die hemele is.
En dan sal al die geheime dinge geopenbaar word. Mag hierdie dag gou kom in hierdie Shavuot. Chag samayach aan almal. Dit is my krot vir hierdie week.